Kom binne gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou hou, Pasella gaan sê na. Ons verf houtbaai in pastelkleure vir 'n kinderpartytjie. Chaka, chaka, chaka! Ja, die vermaak is Chris Chameleon, maar natuurlik is daar ook soetgoed en DIY. It is me, Suzelle, and I'm going to show you how to make these little hats. Ons Inwoner Vanessa Haywood wys ons haar gunsteling plekkies en ons ontmoet plaaslike kunstenaars wat uitblink. Die skilderagtige houtbaai lê in 'n vallei omring met berge en die see aan sy suidekant. Vandag hou ons hier vir Dieter se dogtertjie 'n Mad Hatter's High Tea in ons kuierhuis met die naam nommer 52. Kyk, my Jean is nou al so opgewonde oor hierdie partytjie. Dis alwaarvan sy praat vir die laaste 2 weke al. Die kleindogtertjie en my verstaan dit 100%. Maar weet jy waaroor is ek opgewonde, Dieter? Om 'n houtbaai te skiet natuurlik. Ek weet Pasella was al 'n hele paar keer hier, maar is my eerste keer. Ek weet en dis kom ek vir jou 'n private vertoning gereël het. Ek het al 2 stories in houtbaai gedoen. Eersteen was saam met Cherie Standard toe sy Agusroete getrap het. Nou kom ons kyk. Vir baie ryers is Suikerbossie die laaste spyker in doodskus. Hoe maak jy seker jy nog genoeg reserves oor het? Wel, ek dink nie ek is regtig enige uitsondering nie. Suikerbossie is definitief vir my die moeilikste deel van die hele wedren ook. Ek probeer om altyd aan die agterkant van my kop te onthou dat Suikerbossie lê nog voor. En daarom sodra ek klaar is met Chapman's Peak, begin ek my reserves op te bou deur om 'n bietjie van my drankies in my bottels te drink, my laaste paar energiegels te vat. En dan probeer ek ook 'n geleidelike pas te hou oor Suikerbossie. Hy is langer as wat hy lyk en hy is altyd bietjie moeiliker as wat jy dink. Nog 'n storie wat ek hier geniet het was in 'n klein kerkie onder in die dorp. Die kerkie langs die hoofpad deur Houtbaai op pad na die Chapman's Peak pas is in 1895 gebou. Dit lyk na die perfekte doopfont vir 'n kerk by die see. Dit was gebou van beton en ek weet dit staan al reeds lank al hier want ek en Jonathan was hier gedoop en die deksel was eintlik uitgekerf met hout en as klomp see-diertjies daarop. En dit is in 'n piramidevorm gemaak met 'n kruisie aangebring, so dit is geskik vir die vissermense wat hier gewoon het. As jy nou oplig Dieter, sal jy sien hier is lood in en dit is nou natuurlik om dit higienies te hou. Daar was ook mos 'n hele paar lekker kuiers by in Swallow Atlantic. Ja, hartseer dat dit afgebrand het vroeg in Maart, maar gelukkig is daar planne om dit te herbou. By die 5-ster boutique hotel 2 km buite Houtbaai op die Chapman's Peak pad het ons vir die eerste keer 'n talentvolle aktrise ontmoet wat toe vanaf 2008 tot 2013 'n Pasella aanbieder geword het. Dit is natuurlik Vicky Davis. Wow, hier kan ek leef. Dit is ongelooflik. Ek moet sê toe ek vanoggend wakker word op hierdie groot, sagte bed en ek kyk uit oor hierdie oseaan en die berge en alles, te voel ek soos 'n Griekse godin. Paul was daar saam met JP en Sue Dumini. Ek verstaan as 'n redelike interessante staaltjie agter hoe hy jou gevra het om te trou. Ons is in Maldives gewees. Ons het in die pragtige chalet gebly uit op die see en hy het 'n romantiese ete gereël die aand. En ek sit nog en geniet my drankie en hy kom toe van agteraf en sit 'n blindedoek oor my. En toe hy dit afhaal, toe is die groot roomkoek voor my en hy is op sy knie langs my met die ring en vra sal jy met my trou? En sy boardshorts. Maar die snaakse ding is, die geskryf op die koek het gesê, "Will you marry me?" Maar dis nou nie 'n Kaapse ding nie, dis die spelfout in die kombuis gewees. Ja, memories is wonderlik, maar as jy nie nuwe smaak het, dan gaan jy uithardloop. So dis presies wat ek nou gaan doen. Ek beter dan seker dieselfde doen. Houtbaai is 'n historiese en steeds werkende vissersdorpie en die hawe is 'n gewilde kuierplek vir toeriste. Hulle loer graag in by 'n projek waar kunstenaars werk en uitstal. Robin Coutinho maak beelde uit mediums soos albaster uit Amerika, wondersteen uit Suid-Afrika en semi-edelgesteentes uit Zimbabwe. Sjoe, dis omtrent asof jy die gees van die dier in die steen vasgevang het. Thank you. Try to embody with each sculpture the essence of the animal. With this one, I was going for a cocked up energy and that innocence that the big cats are synonymous for. And that's why cats are very good predators because they've got that innocent look that invites you in and then pounce and your dinner. Hoe lank vat dit om so 'n stuk te voltooi? This one took me about 7 months. It was very unusual with this one. It was very inspiring. I rarely work on one piece from start to finish.
I usually mix it up with different other pieces so that I spread it around a bit. It's very difficult to start and finish one piece and stay on it. But with this one, it just flowed, and that's how I was able to do it from start to finish. Nog 'n kunstenaar hier, Mambakwetsa Mutasa, se swyskuns kombineer staal met ander mediums om 'n boodskap oor te dra. Mambakwetsa, dit is merkwaardig hoe jy hout en staal kombineer in die skepping van jou stukke. Yeah, thanks, Linnell. Yeah, to me, it's like just like a painting, you know, just combining different elements like wood, stone, metal, anything, different colors, different texture, tone, and everything. To do a sculpture, it's more of the inside than just the outside. It's like this piece here. It's the man on fire represents the fire within. The wood is the fire, and the man is the metals. Mens kan definitief 'n verskil in styl tussen die stukke hier sien. Oh yes, I work alongside my brother Chenjerai. He works with different elements, also combining wood, stone, metal and everything, but he works with body movement and dancers, you know, musicians and all kinds. Al vir die afgelope 4 jaar is hier ook 'n opwindende mark in die hawe waarheen mense veral naweke stroom. Daar is altyd musikante wat speel en in die wintermaande is komediante op hul verhoog. Maar die hoofding is die kos. Die lekker is dat jy en jou mense kos by verskillende stalletjies kan kies, maar steeds by die gemeenskaplike tafel saam kan eet. Hierdie is omtrent soos 'n safari ete in een plek. En soos 'n mens kan verwag, is 'n toerisme-dorpie soos Houtbaai propvol lekker eetplekke. En dis presies waarin Linnell volgende op pad is om hier en daar te proe. Sy begin by Mariners Wharf, wat al sedert 1984 gaste met veral heerlike seekos bederf. Dit was ook Suidelike Afrika se eerste waterfront emporium. As jy hier eet, is vis en chips 'n moet. En kyk, hulle stel beslis nie te leer nie. Aan die oorkant van die baai, by die mond van die Houtbaai rivier of Disa, soos dit ook bekend is Dunes. Die eetplek is al 16 jaar hier, maar is in 'n gebou wat eers 'n visserhuisie was en ouer as 100 jaar is. As jy naby aan die strand in Houtbaai wil kuier, saam met die honde en die kinders, dan is Dunes net die plek vir jou. Van die ontspanne see-eetplekke na 'n restaurant wat verlede jaar die Eat Out Oosterse restaurant van die jaar was, Katima. Die plek is in die hoofopstal van die oudste plaas in Houtbaai, Kronendal, wat uit 1681 dateer. Hier word Linnell bederf met dimsum happies. This one, kakao. This one, golden chicken. And this one, siumai. Hakao is steamed prawn dumpling. Siumai is steamed dumpling filled with prawns and pork and topped with salmon roe. Golden Secret is steamed prawn dumpling with shiitake mushroom and vegetable. These 3 dim sum is our signature dim sum, and that's what people normally order. Voor ons te lus raak, kom ons laat Linnell klaar proe terwyl ons advertensies kyk. Ons kinderpartytjie word grootmensvriendelik. Aktrise en sportvrou Vanessa Haywood gesels oor haar liefdes en Chris Chameleon is al weer besig met verkleurmannetjie streke. Nou ja, soos die bord sê, welkom in Houtbaai. Die dorpie is 20 minute uit Kaapstad se middestad en propvol dinge om te beleef. Ons is terug by ons kuierhuis vir die week, nommer 52. Weet jy Dieter, jy laat ek nie enige kans vir oefen by jou verbygaan nie. Hoe dan nou anders? Dis so lekker swembad met die perfekte uitsig. Geniet jy dit verder? Ek dink ek gaan solank jou dogtertjie Mijan se Mad Hatters Tea partytjie tafel regkry. Hey, ons is so gelukkig om in hierdie mooi huis te kan kuier. En natuurlik kan julle ook in hierdie vreugde deel deur na Perfect Hideaway se webtuiste te gaan. Vereers, kom ons kyk hoe lyk ons storyboek dekor. Ek sê storyboek, want The Mad Hatter en ook die hasie in die versierings is fiktiewe karakters in Lewis Carroll se Alice's Adventures in Wonderland. Hierdie is regtig so ongelooflik oulik. En ek is mal daaroor dat jy nie net vir die kinders iets voorberei nie, maar vir ons groot mense ook. Ja, Linnell, gewoonlik stel ons net op vir die klein kindertjies, maar vandag het ons ook 'n mooi tafel vir die ouers gedek. Dis baie belangrik dat hulle ook deelneem in die pret en soos 'n kind wil. Maar praat van ouers, ek gaan gou die tafel klaar gaan dek. Rina, wat vir my uitstaan is die ongelooflike aandag aan die klein details. Dit lyk vir my jy het sommer baie van die dingetjies self gemaak, soos hierdie teepot. Ja, Linnell, ons probeer elke partytjie wat ons doen spesiaal maak en uniek maak.
Hierdie teepot hier het ons uit karton en papier gemaak en die vintage tema het ons deurgetrek met die kant. Hierdie hoedjie ook, die chiffon wat ons hier aangesit het ons ook probeer om die hele vintage tema deur te trek. Die botteltjies hier het 'n labeltjie aan wat sê drink my met 'n strooitjie en ons het al hierdie items probeer spelerig maak vir die kinders deur net 'n klein bietjie kleur in te bring. En al die sleutels op die tafel, is dit vir die kinders om ook by die rabbit hole in te verdwyn. Jong, ek is seker party ouers sal hoop hulle kinders gaan daar inval, veral as hulle te besig is en te veel lekker goed geëet het. Ek kan my indink, want ek is nou so nuuskierig om te sien hoe die groot menstafel ook lyk. Ja, gerus, kom ons stap. Klein of groot, hier kan jy beslis in 'n fantasiewêreld ontsnap. Soos jy kan sien het ons dieselfde kleure gehou en dieselfde temas soos met die kinders se partytjie, nog steeds by die pastelle, die liggroen, ligpink. Klein fyn blommetjie, bietjie vir vroulikheid. Ons het die tafel bietjie meer gesofistikeerd probeer hou vir die groot mense. Ek sien jy het ook baie papier ingebring, veral hier met die plekmaatjies. Ja, ons het ons die labeltjie verander en ons het die plekmaatjies laat print en dit sê wil jy 'n koppie tee hê. Ek sien om die ystee die Alice in Wonderland tydtema ook sterk deurgekom. Ja, jy weet geen ouer mag laat wees nie, nê? Ouer hardloop altyd teen tyd. Maar hierdie is nie jou doodgewone ystee nie. Ons het wel 'n bietjie skop in. Dis nie nodig dat elke ouer rooi partytjie koeldrank drink as daar 'n kinderpartytjie is nie. Hierdie is net 'n klein geskenkie ook vir elke gas wat kom. Weereens is dit handgemaak. Mense hoef nie altyd uit te gaan om iets te gaan koop nie. Mense kan 'n baie unieke persentjie maak van goed wat binne in jou huis is. Dit is 'n teesakkie gemaak van 'n koffiefilter. Ons hou by DIY. Wie ken vir Suzelle? Hi guys, it is me, Suzelle. And I'm here with my best friend Marion on Pasilla. That is very nice. Thank you, Lenel, for inviting us. Marion couldn't stop talking in the car. She was so excited on the way here. Ek is bly julle is so opgewonde, maar wat maak ons vandag? Okay, well, we were very excited about the theme, Lenel, which is a Mad Hatter's tea party, because we like tea parties. And today we're going to make these little tea party hats on Alice bands for Alice in Wonderland. So it's very easy. We're going to have some paper cups. You can hold that, please, Marion. Show the audience, okay? Don't put it down, Marion. Keep holding it, please. And some decorations for your paper cups. A glue gun. I'm using a glue gun, but you don't have to because it gets very hot. Don't touch this, eh, Marion? You remember what happened last time, okay? Okay, and some Alice bands. There's it. Okay, so let's get started. Marion, please pass me a cup. A pink one, that is very nice. Okay, now we're going to cut this cup about 3/4 of the way down. Don't stab your finger, okay? Thank you, Lenel. That is very nice help that you're giving me. See that, Marion? Okay, so now I've got 2 pieces, all right? And now I'm going to cut little strips in the bottom of the cup. This is an important part, guys. So please pay attention. Put that down, please, Lenel. Okay, this is going to be the base of the hat, okay? Fold it down like that. I'm going to set that aside for the time being. Now we're going to decorate this part of the hat with a little bit of masking tape. Yeah, I'm just going all the way around. All right, and I'm going to also put a little bit at the top. Look, the colors is nice. So now we're going to turn this paper plate over. Now I'm just going to put glue on the wide side of the cup, okay? Don't come near this, Marion. And place it down on the plate. You will understand why I'm doing this, but I'm just trying to close the hat because at the moment it is open, okay? So I'm going to wait for that to dry. Okay, just wait a minute. Keep waiting. Okay, it's dry. Now we're going to cut it out. There is it. And now you can see the top of our hat is closed. And I'm going to put glue on the base here. And I'm going to glue it. This is what we made earlier, okay? And you can see it is the shape of a lovely little Mad Hatter's hat already. Okay, so the last thing we're going to do is we're going to stick some decorations on the hat. Put a little bit of glue there. Pop on your decorations. Okay? That's safe. Thank you, Lenel. It is looking so beautiful. Yes, and now for the final step, we're going to glue it onto the Alice band. Just wait a second.
And there you have it, your beautiful little Mad Hatter's tea party hat. You can hold that, please, Marion. There's it. It is so easy. Because everyone can. Okay, DIY, because anybody can. Because anybody can. As julle meer van Suzelle en Marianne se DIYs wil sien, kry hulle op YouTube. Maar genoeg gewerk, kom ons geniet die mooi houtbaai. Iets wat inwoner, aktrise en sportpersoonlikheid Vanessa Haywood beslis doen. Julle sal haar onthou as Wieke se vrou in die film District 9. Sy was ook in die internasionale fliek Blood Diamond. Ek en my man Ryan se leefstyl is so besig en nogal mal. So dis so lekker om hier so op die strand te loop en net te ontspan, my kind saam te bring en kyk na die uitsig. Ek meen, dit is net amazing. Dit is lekker familietyd. Vanessa, jy sal maak dat ek self houtbuite wil trek en vir my ook 'n hond kry. Dis nie so 'n slegte ding nie. Ons kan dan mekaar elke dag hier so op die strand kry. Wel, dit klink na 'n plan. Waaraan spandeer jy deesdae meeste van jou tyd? Sport is my grootste liefde en deesdae noem ek dit ook my werk. Ek werk saam met liefdadigheidsprojekte waar ons sport as 'n middel gebruik om kinders te motiveer. Dit is 'n groot deel van my lewe en ek is mal daaroor. Vanessa het reeds in 2002 begin fietsry, maar eers in 2012 besluit om dit ernstig te doen. Sy is deesdae 'n semi-professionele bergfietsryer. Op haar lys van voltooide uithourenne is die Big 5 Challenge, Cape Epic, Otter Trail Run en die Leadville 100 Miles van Colorado. Sy en Dieter ry vandag in die Suikerbossie Natuurreservaat in Houtbaai. Ek moet sê, dit is baie moeilik om by jou by te hou. Het jy spesifieke voorbereiding voordat jy aan 'n wedren deelneem? Met uithou sport is dit voet voor voet sit of van boom tot boom ry. Dis daai mini doelwitte wat belangrik is. En 'n mens moet die resiesroete ook ken, waar die styl afdraande is en waar die bilte is. So jy moet maar 'n bietjie beplan. Dis 'n baie spesifieke soort mens wat deelneem aan hierdie goeters. Uithou sport is uitdagend. 'n Deel van dit is natuurlik fiksheid en dan is daar die psigiese sterkte. 'n Mens moet kan afskakel. Daai skakelaar net afsit as jy in pyn is of baie moeg is. So dis ook belangrik. Vanessa het beslis 'n lang pad gestap vandat sy 'n Mevrou SA finalis in 2000 was, want behalwe al die ander dinge wat sy mee besig is, bedryf sy ook haar eie bemarkingsmaatskappy. Terwyl jy advertensies toe gaan ek probeer maar in te jaag by die afdraande. Sit julle hoede op vir wat nou kom, want ons Mad Hatters partytjie is in volle swing, terwyl Chris Chameleon skielik in 'n ander gedaante verskyn. Hierdie week kuier ons in die mooi Houtbaai by 'n huis met die naam nommer 52. Ons hou 'n Mad Hatters kinderpartytjie vir Dieter se dogtertjie Mijaan se 3de verjaarsdag. Die uitnodigings is gestuur, die tafels is gedek, maar ek dink die kinders sien die meeste uit na wat op hierdie tafel aan die gebeur is. Ja, Lenel, wat is 'n kinderpartytjie sonder 'n lekker koek? Hierso het ek 'n 2-laag vaniljekoek. Jy kan hom chocolate maak as jy wil en jy kan hierdie rondes by enige supermark ook koop. Hierdie is 'n goeie voorbeeld van as jy slim koop dat jy 'n gewone winkelkoek soos 'n professionele koek kan laat lyk. Ek het wit botterroom hierso. Jy kan dit ook enige kleur maak wat jy wil. Waferstokkies. Ek het 2 verskillende kleure gebruik net om dit 'n bietjie van te maak. As jy die wafers klaar geplak het, het jy 'n gaatjie hierso bo waarin jy enige lekkers kan gooi. Malva lekkers of Smarties, enige iets wat by jou tema sal pas. Ek het sommer bondlekkers wat lekker by ons Mad Hatters partytjie pas. En hierdie hasies pop natuurlik ook koek toe. So, Bianca het dus net 2 sponskoeke gekoop, een kleiner gesny en haar dekor opgesit. Dus geen geselfbak nie. Lenel, hierso maak ons teekoppies. Kinders hou van speel. Dit is eintlik 'n teekoppie met roomys binne in hom. Hoe ek hulle gemaak het, dis baie maklik. Ek het gekleurde sjokolade oor die waferbakkie gegooi, as ook 'n ander kleur oor die Marie beskuitjie en dan die pretzel wat hulle handvatsel gaan wees. Om alles aan mekaar te sit, het ek 'n bietjie botterroom wat ek onderkant smeer, die Marie beskuitjie aan hom vasplak. Hy is ontspiering, as ook aan die pretzel 'n bietjie smeer, hom aan die kant van die bakkie sit. Dit is ons handvatsel. Nou is dit net vir die roomys. Dis nou wraggies oulik.
Volgende maak ons kyk-pops van die oorige boonste laag koek wat net nou kleiner gesny is. Irma, ek is mal oor kyk-pops, maar ek het dit nog nooit self gemaak nie want dit lyk altyd vir my te moeilik. Wel, vandag gaan ek jou verkeerd bewys en dit is eintlik baie maklik. Jy het slegs 4 bestanddele nodig. En dis gaar koekkrummels, konfyt, aangemaakte versiersuiker en geraspte sjokolade. So wat jy doen is jy vat die 4 bestanddele, jy meng dit in 'n pasta en dan vat jy klein stukkies en jy rol dit in balletjies. Jy vat stokkies, steek dit in en dan dip jy dit in sjokolade. As jy dit uithaal uit die sjokolade, kan jy dit in 'n topping sit. Vandag het ek honeycomb en dit gee 'n lieflike goue glans aan die kykpap. En toe is dit nou so maklik, maar ek kan die hele dag hier rond staan en soetgoed maak nie. Ek moet nog 'n vermaak vir die partytjie reël. Maar daar's altyd tyd vir 'n happie. Ek kry die helfte, jy kry die hele en ek verstaan. Jy maak die somme, ek tel die nommers. Jep, Chris Chameleon kuier saam. Sy jongste album Posduif is pas uit en dit is weer toonsettings van gedigte. Ek het die gedigte van Danila Duisel, jong digter van Namibië, wat ek in Stellenbosch raak geloop het. Haar gedigte gelees en ek was in vervoering en vir die eerste keer sedert die toonsetting van Ingrid Jonker se werk het ek weer lus gevoel om iemand se gedigte te toonset. Ek het haar gevra, sy het ja gesê, ek het dit getoonset, ek het dit vir haar gespeel en sy het sommer net begin saamsing en ek hoorde maar sy het 'n pragtige stem. En ons het saam die album opgeneem en toe ek van die boot afgeklim het van Mosambiek, ek het so 'n reis met die Op die Water Kunstefees gedoen. Toe ek nou weer sien het, die eerste nuus wat ek gekry het was dat dit benoem is vir 'n SAMA en dit was natuurlik die goeie nuus wat my dag gemaak het. Chris, dis vir my verstommend hoe iemand wat so besig soos jy is, dan nog die tyd het om ook 'n kinderboek te skryf. 'n Vriendin van my, ons is al jare lank vriendinne en sy teken, sy skilder altyd sulke kinderlike prente wat my altyd so lus maak om in daai wêreld te wees. As ek kyk na die prente het hulle so rusgewende uitwerking op my, so bietjie nostalgie en dit vat my terug en dis 'n onskuldige skoon wêreld. En sy wou nog altyd iets gedoen het daarmee en dan elke jaar sien ek haar as ek Nederland toe gaan. Dan praat ons nou weer daaroor wat gaan jy doen? Toe sê ek maar wag, ek gaan nou stories skryf. Dan illustreer jy dit want dan het ons nou iets om daarmee te doen. En die storie het net so uit my uitgeval. Dit was baie natuurlik. Die naam van die storie is Dit was nie ek nie. Wel, die kleinspel daar buite is al honger vir 'n storie. Ek het my boek. Ek het my rooi koeldrank. Ek's oorgehaal. En nog baie jare spaar. En 1, 2, 3. Baie geluk, Mishaan. Hou jy van jou partytjie, Mishaan? Hou jy daarvan? Dis cool nie. En mamma en pappa, wat sê julle? Dit is vir my so mooi want hierdie detail is ongelooflik en ek is mal oor kleur. So hierdie is absoluut my tipe partytjie. En jy, wat dink jy daarvan? Ja, wel, dit pas my perfek want gewoonlik moet die ouers baie hard werk met partytjies en ons het nodig gehad om enigiets te doen nie. Dankie, Pasella. Ek is seker julle wil seker al koek eet, nê? Nee. Maar eers het ek vir julle 'n verrassing. Mishaan, hou jy van stories? Hou julle van stories? Ja! Okay, waar is die verrassing? Hey, storytyd! Stories, ek hou van stories. Dit was nie ek nie. Hier is die Afrika son. In Afrika skyn die son heeldag. Baie mense dink houtbaaiers is so verlief op hulle dorp dat dit 'n republiek op sy eie behoort te wees. Dis heel gepas dat daar 'n houtbaai paspoort beskikbaar is. Kom ons kyk hoe lyk dit. Wie wil houtbaai toe trek? Definitief, ek wil hier kom bly. Ek is besig om paspoorts uit te deel. Wel, dit klink interessant. Lyk ons die ene is darm aansienlik makliker om te kry as 'n gewone ene. 'n Houtbaai paspoort, is dit 'n nuwe ding? Dit het begin as 'n besigheidsinisiatief in 1987. Dit is nou omtrent 28 jaar en is 'n baie suksesvol konsep. Al die geld wat ingesamel word vir die paspoort word aan liefdadigheid geskenk. En die paspoort kan by die hawe gekoop word. Ek hou baie van hierdie klomp vernietgoedjies hier binne. Is daar mense wat al hiermee oor see probeer gaan het? Ja, daar het mense oor see gegaan die tyd toe ons sanksies in Suid-Afrika gehad het. Hulle deur Heathrow, Cairo en India het ons gehoor dat mense die paspoort gebruik het.
Wel, ek sal dit definitief 'n gedagte hou, maar vir nou wil ek net hierso saam met julle van hierdie koek eet. Ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Dis natuurlik Vrydag aand 6uur op SABC2.